40 dae vir die Here iets is wat ons baie in die Bybel kry nie. Mense kan nou baie probeer teorieë daar kry, maar daar's nie regtig 'n rede nie. Maar iets wat ek wel aangedink het, is die Here het geweet dat sy disippels nog eintlik baie de mekaar was. Hulle het nie mooi verstaan wat aangaan nie, en hulle het baie vrae gehad. Die Emmausgangers se vrese het ons gesien in die gedeelte net voor hierdie, en hoe die Here Jesus hulle bemoedig, hoe hulle vrese half ontlont, en hoe hy hulle voorberei vir die koms van die Heilige Gees. Sien, dit gee vir ons so 'n bietjie 'n prentjie van God wat 'n God van orde is. Hy maak nie net goed op soos hy aangaan nie, soos baie van ons eintlik deur die lewe gaan nie. Hy is 'n God van orde, en dis nie per ongeluk dat hy 40 dae langer gebly het nie. Dit wys eintlik vir ons die Vader se hart. Het jy of jy al so daaraan gedink het nie? Die 40 dae wat Jesus gebly het, was nie vir hom nie. Was nie vir sy onthaalwe nie. Dit was juis vir sy disippels, om hulle die Vader se hart te wys, en te wys dat hy 'n goeie Vader is. Dink net maar aan Thomas, wat vandag nog steeds bietjie 'n slegte naam het, Doubting Thomas, wat getwyfel het, toe hulle vir hom sê, toe sê nee, ek kan dit nie glo nie. En toe staan die Here Jesus hier voor hom, en alles verander vir Thomas. Wat van nou Petrus, as die Here Jesus na die opstanding dadelik opgevaar het, maar nou die Here tyd gehad om 'n pad met Petrus te stap, en om te herstel, en eintlik seker te maak, Petrus is okay. Wat van Maria, wat daar by die kruis gestaan het, terwyl haar seun gekruisig word? Wat van haar hart, wat Jesus in daai tyd zeer sekerlik kon geruststel? En so Jesus wys vir ons so bietjie van die Vader se hart, dat hy omgee, dat hy 'n plan het, en dat hy wou seker maak, glo ek, dat sy disippels okay was. Daar's natuurlik goed wat hy nog van geleer het. Sy vleeswording eindig met die opvaar, nee, met die hemelvaart. Maar hy's hierso die oorwinnaar God, want dis eintlik wat hier gebeur. Dit is die mic drop moment van die ewigheid. En vir julle mense wat nou oud is, ons gooi nie mikrofone nooit neer nie, maar dit is 'n jong mens, soos wat ek nou maar is, se sêding om te sê, ek is klaar, hierdie is iets belangriks. Want ons moet onthou, dat Jesus het aan die kruis 'n volmaakte werk behaal. 'n volmaakte werk gedoen, toe hy vir ons sondes gesterf het. Dit waarvoor hy gekom het, het hy gedoen. En hy is uit die dood uit opgewek, nee? En ons is baie excited. Die feit dat hy die dood is opgewek is vir ons net 'n bevestiging dat hy nie gejok het nie, en dat alles wat hy gesê het waar is. En so die hemelvaart is na die opstanding, en is dit die volgende groot gebeurtenis, en die laaste gebeurtenis. Maar Jesus het vir hulle gesê dat hy nie eintlik daar gaan wees nie. 'n Mooi gedeelte wat ek raak geloop het in Lukas 9, vers 30, is die verheerliking op die berg. Jesus het nou sy 3 close disippels saamgevat, hulle is daar op die berg, en skielik in vers 30 lees ons, was daar 2 manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in 'n hemelse glans verskyn, en met hom gepraat oor sy uittog, wat hy in Jerusalem sou voltooi. So kyk hoe mooi is hierdie, die 3 disippels hoor hierdie storie, en hierso is Elia en Moses besig om te praat oor sy uittog. Die woord uittog hierdie is eintlik wanneer hy klaar is en nou maar gaan. En so selfs in Markus 9, so dink net hoe belangrik is die hemelvaart. Dat toe Elia en Moses daar op die berg, wat hierdie weird gebeurtenis is, maar as ek later daar preek, sal ons daarby kom. Maar hierdie weird gebeurtenis, waar 2 van die ou manne van God, wat nou al lank al dood is, nou op die berg verskyn, en hulle hemelse glans, en met Jesus praat. En een van die goed waaroor hulle praat, is die hemelvaart. Die dag dat Jesus gaan opgaan. Want ek dink dit simboliseer, die werk is klaar, wat God gedoen het was volmaak, en nou gaan ek terug na die plek waar ek eintlik hoort.
Want Jesus het niks gehad wat hy nog moes doen nie. Ek praat vanoggend oor die dood met 'n persoon. En in my werk was ek nou al gereeld by mense wat besig is om te sterf en wat sterf. En dit is altyd moeilik om daaroor te praat en daaroor te dink. Maar ek dink die realiteit is almal van ons gaan doodgaan. En so, nommer 1, jou lewe moet reg wees met God, né? As jy doodgaan sonder Christus, is jy ewigheid in die hel. Maar aan die ander kant is daar vreugde vir die Christene, want dit is 'n wins. Maar net soos Jesus, gaan God ons nie kom haal voor ons werk nie klaar is of sy naam nie verheerlik gaan word. Dit is so eenvoudig soos wat dit is. Ons almal het 'n taak hier op die aarde ook. Christus het gesê, okay, nou neem jy jou kruis op en jy volg my. So ek het 'n verantwoordelikheid wat ek op jou skouers plaas, Christen. En ek wil hê jy met jou lewe, jou energie, jou tyd, jou reputasie, alles op die spel sit sodat jy eer aan my naam kan bring. Lekker om Sondagmôre laat te slaap, maar dit is beter om kerk toe te kom. Ek wil vir julle eerlik sê, as ek in die dominee was hier, sou ek seker 'n Sondag of 2 net laat geslaap het. Dis dit net ek. Word julle almal sonnaandoggende wakker en soos elke Sondag is jy soos, kan nie wag nie. Ek so bly ek's vroeg wakker, want jy het gisterand later TV gekyk as wat jy moes. En nou is dit moeilik om op te staan. En ek voel dit ook. Maar ons doen dit, want ons het 'n redder, wat oorwin het en wat opgevaar is, en wat nou die aflosstok in ons gegee het, en gesê, ek gaan julle help, maar hier is 'n verantwoordelikheid wat julle het, om anders te lewe. Ons sien verder die hart van God, en hy het hulle uitgelei, en daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Wat 'n prentjie, so ek wil hê jy moet imagine hierdie. So hulle was al by hierdie plek gewees, die disippels saam. So dis nie 'n nuwe plek nie, dis 'n plek wat vir hulle bekend was. Maar wat nou gebeur, is ons sien die disippels daar staan, en ons weet nie wat Jesus gesê het nie. Ek wens ek kon weet wat Jesus, hoe hy hulle geseën het, wat hy gesê het, ons weet nie. Maar daar's hierdie prentjie van Jesus met sy hande omhoog, besig om hulle te seën. Laat my dink aan Johannes 17 in die gebed van Christus vir sy kerk. Nie te lank terug nie, was sy hande ook in die lug, maar dit was aan 'n kruis. En nou sy hande omhoog, hierdie keer as 'n seën, terwyl hy van sy kinders al weggeneem word. Want hierdie sou die laaste keer wees, die kant van die graf, dat hierdie groepie mense bymekaar sou wees. Eers in die hemel sal hulle almal weer bymekaar wees. En so die laaste memory wat die disippels van Jesus het, is hom met sy hande omhoog, besig om hulle te seën. Wat 'n prentjie is dit nie? Dink julle nie dis baie cool nie? Dink julle nie dit wys vir ons God se hart teenoor sy kinders nie? En ek is met julle tot aan die einde. Bonatuurlike vertrek wat ons hierso sien. Jesus het gegaan, wat beteken dat die koms van die Heilige Gees nou realiseer. Ek het hierdie week 'n preek geluister waar die een ou sê, jy weet, as jy kyk na Jesus, hy het nou al die tyd met hierdie mense gespandeer en hulle geleer. Dis 'n predikantekonferensie waar die ou preek. En hy sê vir die predikante, julle moet nie sleg voel as mense nie alles hoor wat julle sê nie. Of nie alles verstaan wat julle sê nie. Toe Jesus daar was, het hulle hom nie eens alles verstaan nie. Maar met die Gees is dit anderste. Wanneer die Heilige Gees ons verlig, ons verstand verlig, is dit anderste. En so dis belangrik dat die Heilige Gees moes kom, om ons te help om alles te onthou, wat Jesus gesê het, en alles te onderhou. So dis onthou en onderhou. Dis wat die Heilige Gees vir ons kom doen het. Maar dis 'n bonatuurlike werk van die Gees wat kom, na 'n bonatuurlike vertrek van God die Seun. Ek wonder wat in die hemel aangegaan het in daai oomblik. Toe Jesus arriveer daar in die hemel. Kan julle dink die geskree van die skare engele? Die gejuig.
die seun is terug. En hy het dit gedoen. Wat 'n dag moes dit nie wees nie. So wat doen Jesus nou? Nou dat hy opgevaar het. Wel, kan ek 3 goed noem, is dit okay met julle? En dan net praat oor 'n reaksie. Ek weet, is donderdag aand. So, julle is nie gewoonlik hier by die kerk nie. Ek dink, Jesus regeer oor die heelal, dis die eerste ding wat hy doen. Hy regeer oor die heelal. Hebreërs 1 vers 3, uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Hy is in beheer van alles. Hy hou alles. Alles beteken alles. Niks is uitgesluit nie. Hy hou dit in stand. Hy regeer oor dit. Ons sing dit. Hy regeer oor die heelal. Die hemel is die Heer, nê? Hy regeer bovenal. Hy regeer oor sy kerk. Hy bou sy kerk. Hy regeer in jou lewe, al voel dit nie so nie. Hy is in charge. Elke sekond van elke minuut van elke dag. Want Jesus regeer. Hy help sy kinders, is die tweede ding. Hebreërs 4 vers 15. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan die versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Hierdie mag dalk een van die coolste versies in die Bybel wees. So Jesus weet watter probleme, watter versoeking jy aan onderwerp is. En dis mooi as hy hierso sê, hy was immers in elke opsig net soos ons. Nie bietjie soos ons nie, net soos ons aan versoeking onderwerp. Hy weet. En ek sal nou graag jou naam hier wou noem. Hy weet Mario. Hy weet Tinus, hy weet Marnu, hy weet. Hy weet wat met jou aangaan en hy het medelee. Soos partykeer, veral as ons sukkel, dan vergeet ons Jesus het medelee met ons. Jy sien, ons mind verstaan die evangelie nie goed nie en ons wil perfek wees. En as ons nie perfek is nie, dan dink ons, God het nie meer medelee met ons nie. Maar hy weet hoe dit voel. Die enigste verskil is, hy het nooit gesondig nie. 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En as die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Soos is dit waar? Soos regtig, is hierdie versie waar? Dit beter waar wees. Want as dit waar is, luister mooi, as dit waar is daar hoop. Vir my en vir jou. Want dan, daai versoekings wat ons ervaar, is nie buite die beheer van God Almagtig nie. Maar hy beheer dit, en hy trek die lyn, en hy weet, Job kan net soveel vat. En interessant, die storie van Job, ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar God het die lyn eers hier getrek met Job. Want hy het geweet, as ek die lyn daar verder trek, Job is nie nou reg vir dit nie. Maar hy gaan reg wees. En net so met ons. Soos, as hierdie versie waar is, en ek glo hy is, dan beteken dit, ek en jy is nie sitting ducks vir sonde en versoeking. Ons is nie. En ons het God wat ons help. En daar's baie huis in hierdie vers 13 van 1 Korintiërs 10. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En as die versoeking kom, sal hy. Soos ek love het dat hy nie sê, jy beter kyk vir 'n uitkoms nie. Jy beter 'n plan maak nie. Soos dis hy wat ons gaan help. Maar ons moet hom soek. Nou as jy al ooit gevlieg het, dan waar hy niggie daarvoor besig om te verduidelik. Die deure is hier. Hy is altyd my vreemd hulle verduidelik, soos, wil ons hoor dat die vliegtuig kan val? Jy weet, ek wil nie eintlik daar hoor nie, maar een van die goed wat sy sê, daai maskertjie wat sy daarvoor het, dan is daai maskertjie, en dan, wat sê sy altyd vir die ma's met kinders? Sit eers die masker op jou gesig, dan help jy die kind.
As jou kind klein is, dan verstaan jy hoekom sy dit sê. As jou kind 'n tiener is, dan worry jy lankal nie meer nie. Jy weet, jy sal hy masker eers op jou gesig in elk geval sit. maar die rede is, help jy jouself, en dan help jy die kind. Prys die Here, hy is die een wat ons help. Ons kan onsself nie help nie. En as ons uitgaan, as ons 'n plek soek om uit te gaan uit hierdie versoeking uit, dan is dit nie om die versoeking te fight nie, maar om Jesus te volg. Dis hoe ons uitkom. Dis die manier uit versoeking uit. Laat ek nou daar stop, want hierdie kan ek nog lank aangaan. Die derde ding wat Jesus nou doen, is hy tree in vir sy kinders. Hebreërs 7:25, daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Dis nou Jesus, eens en vir altyd verlos. Luister net mooi na daai woorde. God red mense, eens, en dan miskien vir altyd, eens en vir altyd. Soos as jy 'n Christen is hierdie baie goeie nuus. Hy lewe vir altyd, om vir hulle by God in te tree. In die konteks hier praat hy van die priesters wat dood gegaan het, en so hulle kon nie altyd, jy weet, obviously, jy gaan dood, dan kan jy nie meer intree nie. Nou is hy die hoëpriester, wat vir ons intree. So wat hy besig is hy is ons advokaat, by die Vader. En hy tree vir ons in op grond van dit waarvoor hy vir ons gesterf het. En so as die duiwel met sy beskuldigings kom, dan sê Jesus, hierdie een is myne. Hy is myne. En so jou aankla duiwel, wat legit is. Die duiwel het baie goed om my voor aan te kla voor die Vader. Maar wat Jesus sê is, duiwel, ek het daai prys betaal. Hy is myne. So die klag staat, jy kan dit maar wegvat. Die prys is betaal, die straf is gedra. Ek het vir hom gesterf. Sy is myne. Sy is myne. Soos, as jy in die moeilikheid kom, na Oscar Pistorius was Barry Roo, hierdie advokaat, almal wil net vir Barry gehad het. Jy weet, Barry bære hulle. Nee? Dit is snaaks in my kop getrek. Maar Barry Roo is hier, hy betaal daai tyd R80,000 'n dag as hy vir jou in die hof is. Maar jy kry, hoekom betaal jy R80,000 en jy verkoop jou huis? Want Barry gaan jou uit die tronk uithou. Barry is 'n stukkie stof teen die Here Jesus, wat vir ons, wat vir jou. Hoor net hierdie, hy is jou advokaat voor die Vader, maar net as jy sy kind is, en as jy hom volg, as die duiwel jou kom aankla van die goed wat jy sonde doen, dan is dit vir die Vader, is jy blaamloos. Hoor jy dit? So baie sien ek mense in my kantoor, wat hulle self slaan, oor en oor en oor, want hulle verstaan of glo nog nie, dat Jesus volkome vir hulle gered het nie. En dat ja, dit beteken nie, Romeine 5, dat ons nou net kan aanhou sonde doen nie. Dit is nie verskoning nie, maar dit beteken dat ons nie aanhou wil sonde doen nie. En so dis wat Jesus, daar's nog ander goed, maar laat ek daar stop. So wat is ons reaksie en wat is die disciples se aksie? Sy reaksie. Vers 52, check gou daar saam met my, vers 52. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe gegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Ek weet nie, maar toe ons vanaand sing, dog ek, sal so cool wees as ons hierdie elke dag kon doen. Ons sal 10-1 dood gegaan het van uitputting, maar dit sou so cool gewees het, om saam te wees as gelowiges, en elke dag by die tempel by mekaar te kon kom, en fellowship te hê, en God te prys, en soos, vir 'n tyd het alles net soos stil gestaan. By die verheerliking van die berg, weet jy of julle onthou wat die disciples wou doen nie? Toe hulle nou hierdie deal sien met Moses en Elia en Jesus, toe sê hulle, joh, hierdie is lekker, hierdie is goed, kom ons bou 'n paar huisies, en dan bly ons net hierso. Soos,
Ons hoef nooit ergens heen anders te gaan nie. Hier is ons op die berg, ons het Jesus, Moses en Elia op een plek. Kom ons bly net hier. Maar hulle kon nie daar bly nie. Want daar het 'n pad vir hulle gewag, en daar wag 'n pad vir my en jou. Die pad van 'n Christen is nie permanente verheerliking op 'n berg nie. Die pad van 'n Christen is Christus gaan, en dan gaan dit sy Gees kom en in ons woon, en dan gaan ons in die regte wêreld bly lewe. Waar dit moeilik is, en waar daar pryse betaal moet word, waar daar opofferings gemaak moet word, en dit moet ons doen. In die kerk is dit so gevaarlik, dat die kerk net 'n lekker plek word, waar ons tente bou en almal net happy is. En dit kan nooit net dit wees nie. Ons moet dink aan die wêreld rondom ons. Ons moet vra van die mense saam wie ons werk. Ou Thomas, in Johannes 20, toe die Here Jesus nou uiteindelik vir hom wys dat hy voel. Het is eintlik so beautiful wat Thomas gesê het. Dood eenvoudig, my Here, my God. Dis twee verskillende woorde in die Grieks, die Kyrios, is die Here, en die Theos is God, en dis is my Kyrios, my Theos, myne. Onthou oomblikke terug, was hy Doubting Thomas, wat nie verstaan het nie en nie gesien het nie, maar nou is hy voor sy knieë, voor Christus, op sy knieë voor Christus, en hy sê, my Here, my God, en ek kan amper in sy stem met my ore hoor, die spyt en verwondering, wat op dieselfde tyd daar was. Jy sien, dis wat gebeur, wanneer ons na God toe kom. In vers 29 sê die Jesus vir Thomas, glo jy omdat jy my sien, gelukkig is die, wat nie gesien het nie, en tog glo. Dis ons, by the way. Die Here Jesus sê, gelukkig is jy vanaand in hierdie kerk sit, en jy glo. Al het jy nie die wonde met jou eie oë gesien nie. Geseënd is jy, kan mens eintlik sê, as jy glo. Ek hoop julle sien iets van 'n resepie hier in vers 52 en in vers 53. Daar was groot blydskap. Maar die groot blydskap was geanker in aanbidding en in gehoorsaamheid. Wat het Jesus vir hulle gesê, waartoe moet hulle gaan? As hy nou weg is. Jerusalem toe. Het hy nie vir hulle gesê nie? Gaan Jerusalem toe. En so, hier is hulle besig om gehoorsaam te wees. En hulle is besig om God te aanbid. So, weer eens, hier stap die groep van hulle. Jesus het nou opgevaar. Ek imagine hulle het vir 'n ruk net daar gestaan. Want hy het so tussen die wolke verdwyn. En op 'n stadium het iemand gesê, okay ouens, kom ons gaan. En die Bybel sê, hulle het hom aanbid. En ek dink as ek hierdie prentjie reg verstaan, het hulle hom aanbid terwyl hy opgaan. En terwyl hulle Jerusalem toe gaan. En toe hulle by die tempel is, het dit nie opgehou nie. Want kyk, daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Dit het nie opgehou nie. So, mens kan nie God net aanbid in die great moments van faith, wanneer ons great moments met God het nie. Hier by die kerk, of wanneer ons worship, en is wonderlik, en soos, ons moet God prys, waar ook al ons self bevind. Nou, ek het gaan Google, die Afrikaanse woord vir worshippers is aanbidders. Is dit reg? Klink dit vir julle reg? Ok, want dit is my snaakse klink. Doch ek sal maar dit gooi en kyk wie skit kop. Nou, dis wie ons eintlik, God het ons gemaak om aanbidders te wees, worshippers. Dis die doel van alles wat Jesus kom doen het. Soos die sterf van die kruis, die vleeswording, die opstanding, al daai goed het hy kom doen, sodat ons hom sal aanbid. En dis wat nou gebeur. Maar is nie eers die joy en dan kom die aanbidding en dan kom die gehoorsaamheid. Nee, dis eers die aanbidding, dan die gehoorsaamheid, dan die joy. Laat ek afsluit.
Prys die Here, donker ure hou nie vir altyd nie. Daar's donker ure in ons lewens, is dit nie so nie? Moeilike tye, tye van suffering, tye van versoeking byvoorbeeld, jy val net die heeltyd, en jy probeer, maar jy sukkel. Dit hou nie vir altyd nie. As jy God se kind is, hou dit nie vir altyd nie. Daai tye waar ons deur goed getuister word, dit bly nie vir altyd donker nie. Al is jou hele lewe hier op die aarde donker, en dit is nie, maar al sou dit wees, moet jy besef dat daar 'n dag gaan aanbreek, wanneer Christus kom, en die ewige lig daar sal wees. Ons sê dit baie vir mekaar hier by die kerk, dat ons moet opkyk en nie rondkyk nie. Maar die donkerte hou nie vir altyd nie. As jy Christus in jou lewe het, die donker tye, sê Petrus, is vir 'n kort tydjie. Al voel dit baie, baie lank, is dit nie. So vanaand as ons terugdink aan Jesus, laat ons dink aan sy genade, hoe hy 40 dae langer gebly het, en laat ons dink aan sy bonatuurlike opvaar. En jy weet, dit is eintlik belangrik dat Jesus hemel toe opgevaar het, want dit was baie duidelik. Kan jy dink as Jesus net wegraak het, en hulle kry hom nie? Jy weet, dit is baie belangrik dat die disippels hom sien opvaar het. Dit het duidelik gemaak, ek is nou nie meer hier nie. Maar ek het vir julle gesê, ek gaan die Heilige Gees stuur. Ek gaan nou in die hemel, waar ek vir jou, jy's myne, waar ek vir jou gaan intree. So kom ons dink bietjie daaroor, en kom ons, mag dit jou en my hart vinniger laat klop vanaand. Om te dink, Jesus se hemelvaart, het beteken, dat hy nou besig is om vir my en jou in te tree, onder andere. Kom ons bid. Here, dankie, Heilige Here Jesus, U is die almagtige, heilige, soewereine God, wat heers. U is die skepper van die hemel en die aarde. En Here, ons lees hier dat daar 'n dag was dat U werk hier op die aarde klaar was, dat U opgevaar het in die hemel. Nou is U daar, Here, waar U hoort, aan die regterhand van die Vader, waar U ons help, waar U regeer, maar ook waar U vir ons intree, Here. Dankie vir dit wat U vir ons gedoen het, toe U hier op die aarde was. En vir dit wat U doen, daar waar U in die hemel is. Dankie, Here, vir genade op genade. In Jesus naam. Amen. Daar is koffie en tee vir die wat guts het om later